Goeiemôre en 'n baie geseënde Kersfees vir almal. Is julle wakker? Het julle mooi presente gekry? Het julle al die presente oopgemaak? Ag Mia, ek het gesien julle maak eers na kerk oop, Vaderland, die arme kinders. Maar mag dit regtig 'n verskriklike mooi dag wees. Roan, ek is hier op een van die mics of een van die goeders hier agter. Is okay, ek noem dit net, is net al goed, maak nie saak nie. Ons die aircons werk nie, so ekskuus daarvoor. So as jy begin sweet, dis goed dat die preek jou so 'n bietjie warm maak. Jy gaan afgekoel word van iewers af nie, so verduur dit maar asseblief. Ons het gereël dat die band so 'n bietjie terugkom van vakansie af. So ons het so 'n bietjie 'n skeleton staff band wat vir ons gaan lei met so 3 songs voor die tyd. En interessant, ons begin die eerste song, Revelation song, wat nie oor Jesus se eerste koms praat nie, maar oor sy tweede koms praat. So ons begin so half in Openbaring en dan werk ons terug na Matteus en Markus en Lukas toe. En dan gaan ons een tipiese Afrikaanse Afrika en 'n Suid-Afrikaanse song, Somer Kersfees doen. En dan een wat ons sommer net sê, maar aan hom kom al die lof en die eer en die aanbidding toe. Die van ons wat jy nie weet waar ons trek nie, ons is in 'n kort reeksie wat vandag klaar maak, wat gaan oor hy is. Ons het 'n bietjie gepraat oor hoe God lyk as hy alwetend is, dat hy almagtig is, alomteenwoordig is, en vandag het hy die lig vir die wêreld is. Sondag begin ons met so 'n kort reeksie, met sulke losserige temas, wat gaan oor tree vir tree uit die ou jaar uit en in die nuwe jaar in. So dit is Sondag, ons oujaarsdiens, ek gaan nou daaroor ietsie sê, en dan die volgende 2 Sondae, die eerste 2 Sondae in Januarie. Ons het nie 'n middernagdiens of 'n ou Kersaanddiens nie, hierso in die lokaal nie. Ons het wel 'n Facebook live diens op die 31ste, die Woensdag aand 6uur. Ek sal die link in elk geval later weer 'n keer deurstuur ook vir julle, maar ons het so kort diensie, so kwartierdiens, iewers waar jy rondom die braaivleisvuure staan, kan jy gerus sommer net so 'n bietjie stil raak en net so 'n bietjie die nuwe jaar op 'n gepaste wyse ingaan. Goed, dis al ons afkondigings. Kom ons maak ons oë saam toe, dan wil ons Here vir u al die lof en die eer bring, want dit is incredible wat u gedoen het in ons wêreld, dat u ingeklim het in ons wêreld en ons kom nuut maak het. Die wêreld kom nuut maak het. En ons wil dit vandag hier begin van die diens en dwars deur die diens en tot in ewigheid sê, u kom maak die verskil in ons lewens. Dankie, dankie, dankie. Dankie dat u ons kom ingryp het in hierdie deurmekaar wêreld om vir my en vir elkeen van ons te kom uitred, 'n nuwe visie te kom gee, 'n ander prentjie te gee, 'n prentjie van lig en nie van duisternis nie. Amen. Mag die Here se liefde en sy genade by jou wees. Mag jy sy stem hoor, mag jy weet hy is hier teenwoordig en mag jy ook veral weet dat hy stil in jou oor wil influister. Amen. Ons het nou geleentheid vir offergawes. Jy is welkom om vir die Here ook daarmee te dien en dan gaan ons lekker saam sing.
Ja, sorry. Worthy is the Lamb who was slain, and holy, holy is He. Sing a new song. Kom ons staan almal. To Him who sits on heaven's mercy seat. And holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. I'm filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you.
Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somers Kersfees in hierdie land, o Heer. En hoor jy hoe sag die klokke buig in ouwe eeuwe taal. Kyk selfs die nagtelike sweye vertel die ou verhaal. En Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somers Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. En Christus kom, Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somers Kersfees in hierdie land, o Heer. Christus kom, Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somers Kersfees in hierdie land, o Heer. Kom alle getroues, vrolijk en vol vreugde, o kom in die Gees nou na Bethlehem. Roep daar die kindjie tot ons sal gebore, kom buig daarin aanbidden, kom buig daarin aanbidden, kom buig daarin aanbidden, voor Jesus die Heer. 'n kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Raadsman en sterkte, God en vors van vrede, ons buig en bly aanbid, ons buig en bly aanbid, ons buig en bly aanbid, verlosser en Heer. Kom lof sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. En hy heers met reg in hemel en op aarde, buig dankbaar en aanbidden, buig dankbaar en aanbidden, buig dankbaar en aanbidden, voor Christus die Heer. Oh, come let us adore him, oh, come let us
us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the King. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the King. Here is die koning van die konings. Die wat aarde toe gekom het sodat ons op ons knieë kan neerval en U aanbid, U alleen aanbid. Dankie dat die wêreld kom nuut maak het, nuwe moontlikhede, nuwe potensiaal daar kom stel het. Aan U kom die lof en die eer toe vandag, Here. Ons bring aan U goud en wierook en mirre, ons heel beste. Amen. Weer 'n keer van my en van Annelie en ons gesin af, mag dit regtig waar vir julle 'n ongelooflike spesiale Kerstyd wees. Mag die Here se liefde en genade regtig styf vashou en mag hy julle sommer met verskillende koester. Vir ouens op Facebook Live en YouTube, dieselfde vir julle, mag dit regtig waar 'n wonderlike Kerstyd wees. Ons bid dit regtig dat die Here ons almal sal bewaar en beskerm. Jy's 'n bietjie sal asemhaal, so 'n bietjie kan bietjie meer relax, maar dat jy regtig iets verstaan van vandag. Iewers het iemand geskryf, Ons het nou 'n bietjie weggekom, ons as gelowiges, van hierdie verskriklike geharwar van groot geskenke en te kere gaan met papiere en die goeders, maar ons het 'n nuwe ding begin doen. Ons het uit die winkels uitgebly, maar toe gaan staan ons agter die kospotte. En toe maak ons kos vir oormaat, en ek weet nie van julle nie, maar op 'n sekere stadium dink 'n mens, jy kan net soveel rennies eet en dan kan jy net nie meer nie, nee, dat jy net. En ons het net iewers te anders te indulge, en dit is so dom, maar ja, dis ons Suid-Afrikaners. Saam met Somerkersfees gaan 'n groot klomp kos ook, en is gammons en hoenders en 'n hele klomp ander klein vee en groot vee wat verwoes word in die proses. Maar dis Kersfees, dis wonderlik om so saam te kan wees as familie en vriende. Dis vandag die 25ste Desember, en as jy dit nog nie weet nie, die winter is aan die kom. Die wat noem hulle die somersonstilstand was 21-22 Desember. Wat beteken die son was op die verste punt suid wat hy kan wees, soos wat die aarde gekantel is. So ons is op pad terug winter toe. Ek weet nie of julle dit weet nie, julle het klaar min geslaap, die lang slape begin nou weer. En dit is eintlik nogal half sleg. Dit is goed vir ons om 'n bietjie sonskyn te hê. Vitamine D werk, ons mental health issues taan so 'n bietjie saam met die sonskyn. So dit is goed om 'n bietjie sonskyn te hê. En die noordelike halfrond, en dis nou eintlik wat ek wil sê, ons ken nou maar die suidelike halfrond, ons is op pad winter toe. Ons wil nie so hard sê nie, maar ons is op pad winter toe. Maar die noordelike halfrond, daar waar die storie van Jesus afspeel, is op pad somer toe. Dis hulle wintersonstilstand gewees, dat die son op sy noordste, ek weet nie of daar so 'n woord, suidste is noordste is nie, maar dis waar hy die noordste is, en hulle kom nou, so Jesus se koms is bedoel om te sê, maar hy kom om nuwe lig en nuwe lewe te gee. En ek dink dis die tema wat ons vandag wil aanspreek, is bietjie oor lig en duisternis en wat God kom doen het om dit te verander. En kom ek begin by 'n belangrike opmerking. Donkerte mors met ons. Daar was 'n studie gedoen onder kinders. Kinders tussen 3 jaar en 12 jaar. Tussen 3 jaar en 12 jaar. Steek op julle hande as julle tussen 3 jaar en 12 jaar oud is, kinders. Okay. Goed, ma's en pa's. Hulle 75% van hulle het 'n fobie vir donkerte. 75%, 3 uit elke 4 kinders in daai ouderdomsgroep
worstel met donkerte. En net 11% van volwassenes ontgroei dit. So vandag sit daar 11% mense in hierdie gehoor, 1 uit elke 10, so as jy so vinnig in 'n ry tel, is daar 1 of 2 van julle wat in die ry sit, wat iewers te sê, maar ek sukkel met die donkerte. So, as ons 'n scary movie kyk, kom ons los die scary movie eers. As jy iewers jou kar parkeer het in 'n donker parkeerarea, hoeveel mense, steek 'n bietjie op jou hand, gaan as jy inklim, net eers gou op die agterste plek kyk, of daar iets of iemand inklim het. Steek op jou hand, eerlik, wees eerlik. 52% van julle, sê die studies. 52% van ons, as jou kar iewers te verlate is, gaan eers op die agterste plek kyk. Iemand het ingeklim. Ek weet nie wie hy is nie. As jy 'n scary movie kyk, hoeveel van julle sit meer ligte aan as jy op pad is terug kamer toe? Steek op jou hand. 48% van julle, sê die statistiek. 1 uit elke 2 mense sê, ek kort 'n liggie. Daar's net, ek is net bang vir whoever else, iewers wat hierdie ligfittings kan inkom. Hoeveel mense kyk onder die bed na 'n scary movie? Want dis waar hierdie gedrogte bly is, onder die bed. Wie van julle kyk, steek op die hande? 25% van julle, sê dis. 'n kwart van ons gaan loer onder die bed, want ons glo, dis waar hulle bly. Of jy nou 'n buis onder die bed, 'n matras het, maak nie saak nie, jy gaan loer, dalk is hy onder die buis, iewers binne in die buis, maar hy kan dalk jou kom al. Volwassenes, 'n kwart van ons slaap iewers met 'n nagliggie. Dit hoef nie die bright liggie langs jou te wees nie, maar dalk iewers in die badkamer, of iewers in die gang, los jy 'n lig aan, net vir incase. En ek praat nie van iewers jy's bang op 'n plaas of 'n plot nie, maar sommer in die stad, glo ons, daar moet 'n liggie wees, want duisternis mors met ons. Die sosioloë sê vir ons, en ek weet nie of hulle reg is nie, dit maak nie saak of hulle reg is nie, maar dit help my. Hulle sê ons reptielbreine, ons oerbreine, word getrigger deur donkerte. Asof ons iewers 'n reptielietjie was, lank terug, as jy in die darwinistiese evolusie glo, dan as jy in die nag blootgestel aan die uile en die ouens wat in die nag kan sien. En dis hoekom ons bang is vir donkerte. Ek weet nie of dit waar is nie, ek dink nie so nie, maar ons is bang vir donkerte. Dis 'n gegewe. So terwyl ek besig was met my swattings, was een van my hoofvakke filosofie, en ek moet sê tot vandag toe love ek filosofie en wysbegeerte, om eintlik net gaan oor die liefde om te dink en agter te kom wat gebeur met, hoekom dink ons en hoe dink ons en wat gebeur met ons as mense. En daar was een ou wat so 400 jaar voor Jesus geleef het, een van die grootste filosowe, en baie van julle gaan dink dis 'n koffieshop, maar dis nie 'n koffieshop nie. Sy naam is Plato. Dis nie die koffieshop nie, is julle weg daarvan af. Ek weet daar het een oopgemaak in Kreersdorp, was julle al daar gewees? Dis 'n advertensie vir Plato, maar ons gaan nou terug na 2.500 jaar terug. Plato het 'n hele klomp goed doen, maar een van sy allegorieë was hierdie grot-allegorie. Hy het 'n storie vertel om 'n boodskap oor te dra. Hy het gesê, gestel daar sit 'n klomp gevangenes, mense wat in die tronk behoort, sit in 'n grot, en hulle kyk teen die agterkant van die grot vas. En agter hulle is 'n toegebou. So hulle kan nie die natuurlike lig buite sien nie, hulle kyk net teen hierdie grot vas. Maar hierdie grot word 'n screen vir die ouens wat hulle oppas om so 'n refleksie, 'n skaduwee teen die muur te gooi. So al wat hierdie ouens sien is die refleksie van 'n vlam wat die vlam maak van 'n voël. So hulle reality is 'n skaduwee. Dis al wat hulle ken. En toe kom een van die ouens en hy ontsnap. En hy kom buitekant, dis hierdie skerp lig, en nadat hy die skerp lig gesien het, sien hy maar daar's voëls en daar's blommetjies en daar's groenigheid, en hy gaan terug na hierdie ouens toe en sê vir hulle, ouens, hierdie is nie reality nie, hierdie screen ding is nie reality nie. Hierdie is false reality, daar's 'n reality hier buitekant. En die mense wou daai ou doodmaak. Hulle kon dit nie glo en hulle kon nie hanteer nie. Dis nou Plato 2.500 jaar terug. En 400 jaar na Plato
toe word Jesus gebore. En hy kom sê vir die wêreld, die reality soos julle dit sien is verkeerd. Ek is die lig. Ek is die lig wat die wêreld kom verlig. En die mense sê, ons hou nie van jou nie. En die mense verwerp hom. En die mense kruisig hom. En na 3 dae staan hy op, en nog steeds, na 2000 jaar, sukkel ons om te sê, maar die reality wat ons daar sien, is nie regtig reality nie. Jesus kom maak die realiteit, en kom gee 'n nuwe moontlikhede. So hier is 'n vraag, sommer net so 'n ingooi vraag, wat jy iewers met huis toe vat, en 'n bietjie gaan herkou. Kan dit wees, dat jy dalk in 'n grot sit, en die prentjie wat jy sien, wat jy glo die reality is, dat dit dalk nie die reality is nie. Dat Jesus 'n nuwe moontlikheid wil kom gee. Maar al wat jy kan sien is hierdie ander ene. En eintlik is jy toegesluit in 'n sel, want dis al wat jy sien, en eintlik is dit glad nie wat gebeur nie. Christus het die wêreld kom oopbreek om vir ons te kom verduidelik. Dis incredible wat met lig gebeur, ouens. As ons nou mooi gaan sit en dink oor die Bybel en hoe die Bybel daaroor praat, dan is dit nogal algemener wat daaroor lig gepraat is, as ek en jy dink. 224 keer word die woord lig en duisternis gebruik. Lig gebruik en dan beteken daarmee saam duisternis. Maar 224 keer die woord lig. Meer algemeen. Ook heel wat vroeër as ek en jy dink. Die eerste keer wat die woord lig gebruik word is in die 3de versie, die 3de sinnetjie van die Bybel. Gaan so. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien, die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. Heel in die begin, in die eerste 4 verse, 4 keer die woord lig. Om te sê, maar, is 'n crucial tema in die Bybel. Die lig is goed, duisternis is nie goed nie. En God create die lig. Kom ons gaan net gou terug Plato toe. God kom sê, in die begin al, daai prentjie is nie reg nie. Die regte prentjie is buitekant die grot. Dis wat die reality is. Dan blaai ons dwars deur die Bybel tot by 1 Johannes. Dis amper die laaste boek in die Bybel. En 1 Johannes skryf hy so, dis nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig, God is lig. En daar is geen duisternis in hom nie. Julle onthou vir Plato, 400 voor Christus? Kom ons gaan reverse nog 300 jaar terug. 700 voor Christus. En daar's 'n dominee wat die volgende woorde sê. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Jesaja, 'n dominee wat 700 jaar voor Jesus leef, kyk na sy wêreld, lees sy wêreld se koerant en sê, hey ouens, is donker hier op ons. Maar daar kom 'n lig. 700 jaar later. En die klomp Jode het 'n verwagting van iewers te kom aan Messias. Tragies, hulle glo vandag nog die Messias moet kom. Dankie Vader, ons as gelowiges, as Christene, het gesê, Jesus was die lig gewees. Soos Matteus. Matteus sê, okay, Matteus ken julle nou as die tollenaar, die ou wat geld collect het, en hy skryf later die eerste evangelie van Jesus, en hy skryf, die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle die lig opgegaan. Johannes beskryf die lig so 'n bietjie anderster. Johannes beskryf die geboorteverhaal anderster. Ons ken die geboorteverhaal uit Matteus, Markus en Lukas, uiteindelik uit Matteus en Lukas uit. Markus het nie eens 'n verhaal daaroor geskryf maak nie. Matteus en Lukas sê, Jesus is gebore in 'n stal, Maria was die ma, Josef, hy was net daar, hy was nog nie getroud nie, nog nie eens verloof nie, en Maria is swanger en sy kry 'n baba seentjie, en dan kom herdertjies, eers 3 jaar later,
En daar's die wyse manne kom eens 3 jaar later, die herders is daar so. En dis die verhaaltjie wat ons ken, wat ons op die kerskaartjies vir mekaar gestuur het toe ons nog kerskaartjies gehad het. Maar dis die verhaal, maar Johannes sê dit lyk bietjie anderster. Hy maak so, hy sê: in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord, en dis nou Jesus, was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die lig skyn in die duisternis in. En die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Lig is baie belangrik, baie oud en baie nuut en crucial vir ons lewens. So, terug by Johannes. In Johannes 8 vers 12, wil ek die setting net maak. Dit is die loofhuttefees. Jode het 'n klomp feeste in die jaar, waarvan Paasfees en die Pinksterfees wat ons vandag Pinksterfees noem, maar dit is seker verskillende feeste en hierdie loofhuttefees was een van die feeste, 'n huge fees wat eintlik maar beteken al die Jode sluit hulle huise se deure, vat hulle tente en gaan kamp buitekant. So dis buitekant die dorp is daar 'n huge kampterrein. Dit lyk soos Hartenbos met 'n klomp karavane en kampe en tente waar die klomp Jode bly. Dis die viering van die oes, so hulle is opgewonde, maar dit word ook die viering van 'n lig gewees. So tydens daai loofhuttefees wat 7 dae geduur het, jy lekker lank gaan kamp het by die ATKV, het jy of by die Joodse kultuurvereniging, het jy daar was daar 'n klomp momente en een van die momente was dat iemand so groot kers of lamp gedra het wat amper soos 'n parade was deur die hele kamp en reg rondom die kamp het hulle met hierdie lig geloop en gesê God is die lig, God is die lig, en dit was die ego wat dwars deur geloop het deur die kamp. Almal het dit saam gesing in generies wat die Jode maar doen en dit God is die lig, God is die lig, en dan staan Jesus op in Johannes 8 vers 12 en sê ek is die lig vir die wêreld. Jy moet sien wat gebeur daarso, hè. Daai klomp Jode is God is die lig, God is die lig, en hier staan een op en sê maar it is I. En die ouens raak woedend. Veral die skrifgeleerdes. Want wie is hierdie ou om homself voor te gee en uit te maak as God? En hulle wil hom doodmaak. En julle kan gerus gelees wat gebeur daarna. Niemand hou meer van Jesus nie. Al die Fariseërs en Sadduseërs probeer planne maak om Jesus dood te maak, want hy het hierdie uitlating gemaak: wie op dese aarde is hy om te sê ek is die lig? Ek is nie so gepla oor die gedeelte wat daarna gaan nie. Ek wil teruggaan na die gedeelte voor hierdie vers. Daar was 'n kerkdiens gewees. En almal is heilig en stemmig en stil. En Jesus is ook daar. En sy disippels is daar. En 'n klomp mans is daar so. En dan bars die deure oop. En almal kyk so en vat vinnig hulle gesigte weg, want hier kom 'n vrou in en sy word ingedra, maar skamel aangetrek. Omtrent niks aangetrek nie. Waarskynlik het sy net so 'n lakentjie gegryp en haarself bietjie bedek. Want sy is op heterdaad betrap dat sy saam met die buurman geslaap het. En hier word sy ingebring en sy word voor Jesus neergegooi. En hulle sê, Jesus, ons het hierdie vrou gevang. Moses sê ons moet haar doodgooi. En hulle het sommer klaar die ammunisie. Hulle hande is vol met klippe. Wat sê u? En Jesus sê, niks. Trouwens, hy buik af en hy skryf op die grond, ons weet nie wat nie. En weer 'n keer vra hy, Jesus, wat moes met die vrou maak? Kan ons haar doodgooi? En Jesus buik weer af en sê, die een wat nie sonde het nie,
Laat hy eers gooi. En hy buik weer af en hy skryf. En al wat ek kon hoor is die klippe wat in die stof val. En die mans wat stil verdwyn. Die Bybel sê, die oudste mans het eerste gegaan. En toe is almal op 'n streep weg. En Jesus kyk na die vrou en sê vir haar, nou waar is almal? Niemand het 'n klip gegooi nie. Die vrou sê nee. En Jesus sê vir haar, ek ook nie. Gaan en moenie verder sondig nie. En die vrou het haar lakentjie gevat, neem ek aan, en is daar uit. Jy sien, ons het hier ongelukkig hierdie idee dat as ons sê God is die lig, dan wil hy vir ons blootstelling en blootstel aan ons sonde. Hy wil al ons donker goeters kom verlig, amper kom aksentueer en op die groot muur gooi. Maar dis nie wat dit sê as God sê ek is die lig nie. Ek dink trouens hy wil die swaar op, en dis 'n ander betekenis van die woord lig, maar oplig. Hy wil juist vir ons sê, maar ek is die lig van die wêreld, in vers 12. En ek kyk in die disippels en sê, ek het dit nou vir julle gewys, né? Toe ons in die tempel was, het ek vir julle gewys. Die lig skyn in die duisternis en maak dit oop, maar maak dit ook ligter. En ek dink dis die betekenis van wat ons moet doen. As ek en jy moet op die wêreld inkyk, nie sy sonde beskryf nie. Genade ons kan dit doen, hè. Daar's niks moeilik om 'n sondelys op te trek nie. Sonde nommer 1A, nommer 1B, nommer 1C, sonde nommer 2, sonde nommer 3, sonde nommer 4, en dan verdeel ons in klein onderafdelingkies, en ons is goed daarmee. Die hele regsbedryf kan dit goed doen. Maar is dit ons job as gelowiges? Ek dink nie so nie. Trouwens, dis wat vir my die verrassendste is. Jesus is die lig. Hy kom create die lig in Genesis 1, en in Matteus 1 kom recreate hy die lig. Kom skyn hy die lig in. En nou moet jy ouens wat in die gemeente is, so 'n bietjie terugdink aan 3 maande terug. Toe het ons 'n reeks gedoen oor die saligsprekinge, die Beatitudes van Jesus. Waar hy sê, gelukkig is julle as julle afhanklik van my is, gelukkig is as julle treur, gelukkig is as julle hartseer is, en so met 'n klomp, amper 'n soort van 'n verkeerde goeters 'n regte ding kom sê. En die tweede laaste ding is, julle is die sout van die aarde. En so daarby stilgestaan. En toe stop ons die reeks. En vandag maak daai reeks ook klaar, as hy Jesus sê, luister mooi, nie ek is die lig vir die wêreld nie, julle is. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg gebou is, kan mos nie toegemaak word nie. Ouens, jy gehoor wat gebeur? Die lig kom sê, julle moet die lig gaan voortdra, gaan inskyn in hierdie donker wêreld, nie om mense te veroordeel nie, maar om mense te verlig, om hulle te verlig van die lading van 'n klomp nonsens wat ons moet saamdra, en ons net voel, maar ons kan nie uitkom nie. Kersfees is die tyd wat ek kan sê, maar in Christus het hy vir ons kom intree. Ek en jy verdien dit nie. Ons verdien dat Jesus die wêreld ingekom het nie. Johannes 3 vers 16 is nie omdat ons so oulik was dat God sy seun gestuur nie, maar ons het dit nodig. En Jesus sê, ek weet julle het dit nodig. So, hoe kry ons dit reg? Ek wil dit baie hard en baie duidelik sê, veral vir die ouens wat nie gemeentelede is nie. Ek dink Suiderlig het hierdie jaar so terugskouend iets van hierdie lig laat skyn. In hierdie Kerstyd het meer as 1000 kinders 'n boksie met sweeties gekry. Lekkernye. En dit kos omtrent R75 per boks. Suiderlig het R75,000 gegee vir die wêreld, om iewerster die donkerte so bietjie ligter te maak.
Suiderlig het hierdie jaar gebrei vir 'n fale, vir kleintjies, wat waarskynlik nie nou gaan beleef nie, wat iewers 'n kombersie of 'n kledingstukkie gekry het, en eers 18, 19, 20 jaar later gaan sien, maar as hy het iewers in sy kas uithaal en sê, toe ek jonk was, toe ek klein was, het iemand, 'n tannie, 'n vrou, 'n man, ietsie gebrei en 'n verskil gemaak in my lewe. Hier in Suiderlig het 'n klomp mense kom sê, maar ek wil hier by die doopvond kom staan en ek wil my kind aan die Here toewy. Ek wil hê die Here se blessing moet op hom of haar wees. En het vorentoe kom staan en gesê, maar hier's my kind. Here, dis u sin en dis myne, maar hierdie is my crucial moment. It's incredible, ouens. Mans en vrouens het gesê, ek is die pa, maar ek is self nie gedoop nie. Ek kan nie daai pad met my kind loop as dit nie self kom nie. Ek kom bied aan myself en sê, maar Here, ek wil hierdie verhouding met u regmaak. Daar's soveel mense wat nie by die doopvond gestaan het nie, maar wat iewers gesê het, maar my lewe is nie reg nie, ek wil anders te wees, die lig moet in my inskyn en ek moet die lig laat reflekteer en uitsprei na die wêreld toe. En daarom gaan ek stil staan en daar's nie een van 'n snaakse ding gewees nie, daar's nie een van 'n ritueel wat gebeur het nie, maar iewers in jou binnekamer onder 'n boom, iewers by die jagveld, iewers by die see, het jy gesê, maar Here, dis nou klaar. Hierdie ou Gerard, hierdie ou Koos, hierdie ou Sannie is nou verby. Ek begin nou splinternuut. En hortend en stotend het ons probeer en dan weer teruggeval en weer aangegaan, maar daar was hierdie commitment van ek is nou besig om 'n nuwe pad met die Here te loop. Dis awesome. Is 'n lig wat skyn. En so is daar ma's wat 'n verskil kom maak het in hulle kinders se lewens deur vir hulle min of meer elke dag kos te gee. Ander kere gesorg het dat KFC vir hulle kos bring of 60-60. Daar's pa's wat gesê het, maar ek moet nog harder werk, ek moet dan weer 'n moonlight tweede jobbie doen, net om vir my kinders 'n geskenk te koop. Dankie daarvoor, dis amazing. Julle skyn 'n lig in hierdie wêreld in wat ongelooflik is. Kan ek 'n lansie breek vir enkelma's? Ek haal my hoed vir julle af. En enkelpa's. Ek haal my hoed vir julle af. Wat 'n ongelooflike job het julle nie om met een begroting nog steeds dieselfde hoeveelheid kinders groot te maak. Ek weet dit verg ongelooflik baie. Ons onder julle daarvoor. Dis lig wat julle skyn. Hier's loodgieters in die gemeente. Wat iewers dit is in die wasgoedpype en iewers die dreine gesê het, maar ek doen hierdie ding en dis nie vir my lekker nie want dit stinkerig partykeer. Maar hierdie ding, ek maak vir iemand die lewe makliker. Dankie daarvoor. Dankie vir electricians wat iewers 'n gloeilampie ingedraai het. Iewers 'n fitting kom regmaak het. Dis amazing wat julle doen in die wêreld van Suid-Afrika. Daar's onderwysers wat hulle tyd en energie gee. As ek met enkel ma's dankie sê, dink onderwysers dalk nog 'n groter lansie gebreek word voor. Wat 'n ongelooflike job doen julle nie in ons kinders se lewens. Daar's 'n klomp kinders wat gehoorsame kinders was. Is net om 'n Kersvader vir julle presente moet gee. Dankie daarvoor. Dankie dat julle lig so laat skyn in die wêreld in om te sê, maar ek wil 'n verskil maak, ek gaan gehoorsaam wees aan my ma en my pa. Daar's 'n klomp oumas en oupas wat ongehoorsaam was, maar tog ook 'n bietjie ingetree het en gesê het, okay, ek is nou 99 jaar oud, ek kan nie meer bestuur nie, so vat nou maar my kar se sleutel asseblief. Wat gehoorsame ouers geword het. Grootouers geword. Dis ook nice. Julle lig word ook geskyn. Daar's mense wat stil op hulle knieë is en vir ander mense bid. Wat hierdie blaadjies elke week vat en sê, ja, kyk hoe baie mense het mense aan die dood afgestaan. Kyk hoeveel mense is siek. Ek wil net sonder om hulle name te ken, sonder hulle telefoonnommers te ken, hulle verjaarsdae, sommer net intree vir hulle. Sonder dat iemand weet. Suiderlig, iets van Matteus 5 vers 16 is waar by ons, by julle. Dankie daarvoor. Dankie dat die lig gekom het en dat julle die lig versprei. Nie self liggies is nie, maar reflektors is van die lig wat gekom het. Dis nou amper nuwe jaar. En ek weet nou, as jy nou vanmiddag later na jou middagslaapie opstaan en so half die Kersfees blues kry, dan begin mense nou wonder oor, okay, Kersfees is nou verby. Wat lê in 2026 vir my voor? En dan begin ons nuwejaarsvoornemens
bou. Goed soos, nommer 1, ek gaan minder eet. Nommer 2, ek gaan meer oefen. Nommer 3, ek gaan bietjie meer sinvol met my finansies werk. Nommer 4, ek gaan, so gaan ons allemaal die belangrike van hierdie voorwaardes is dit, my. My gewig, my swattings, my dit. Wat van as ons nuwejaarsvoornemens so 'n bietjie buig en sê, hoe kan ek 'n verskil in 'n ander ou se lewe maak? Hoe kan ek my nuwejaarsvoornemens so omdraai, skuif, dat ek iemand anders se lewens kan volmaak? Hoe kan ek iewers anders 'n verskil maak in die kerk, in die gemeenskap, by my werk, by my huis, want dit hoef nie ver te wees nie, dit kan in jou huis wees, dit kan met jou kinders wees, dit kan met die tienerdogter waarmee jy 'n ongemaklike verhouding het, skuur verhouding het, of skree verhouding het, om dit te herstel. Hoe kan mens nie nuwejaarsvoornemens vir jouself hou nie, maar omdraai? So kom ek sluit af met filosofie. Iemand het eendag gesê, daar bestaan nie so iets donkerte nie. Dis bloot die afwesigheid van lig. Laat gou 'n bietjie insink. Donkerte bestaan net tot jy die flitse knoppie druk en hoop die everedies is nog reg. Die wêreld lyk donker. Daar's abuse en daar's geweld en daar's korrupsie en daar's al hierdie goeie wat ons dood en moord en doodslag en daar's al hierdie goeie jy elke dag in donker groot hoofopskrifte op die koerant te sien. So het Jesaja gedink. So het Plato vir ons verduidelik. En toe tree Jesus in. En vandag lyk die wêreld weer so. En toe tree nie Christ in nie, maar Christians. Christus navolgers tree in die wêreld in. En ons maak 'n verskil. Die donkerte is daar. Tot ek en jy daar is. Tot ek en jy Jesus se lig laat skyn. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons op Kerstyd blinkertjies en Vader Kersfeesies en Kersbome en al die baie goetertjies sien en liggies en musiek en tot vervelings toe, amper tot dis amper too much. Maar deur dit alles weet ons, U is die lig, U is die rede hoekom al hierdie goeters daar is. Hierdie goeters is eintlik maar net reflectors om te sê Jesus het daai stille nag, heilige nag die verskil kom maak in hierdie wêreld. En daarvoor staan ons verstom. Mag U genade en U liefde, Here, skyn deur ons. Here, U is die een wat die nag kom deurbreek het. Aan U kom die lof en die eer en die aanbidding. Amen. Kom ons staan en sluit ons af met die laaste lied. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vaderse rijk, word uit liefde aan mense gelijk. Loof die hemelse kind. Loof die hemelse kind.
kind, lang verwag. Lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Wil jy nie vir 'n oomblik net wie sitplekke inneem nie asseblief, net so vir 'n minuut of 2. Saam met die vrolikheid van Kersfees is ook die hartseer. Baie het iemand verloor, verlang na mense wat lankal nie meer hier is nie. En ek kon nou kans gee om net so vir 'n oombliekie stil te raak. En terwyl ons stille nag sommer so in die agtergrond net speel, sommer met die Here te gesels en daai leemte vir hom te noem. Daai plek waar die lig nog nie lekker skyn nie. Dit nog seer is. So kom ons raak so vir 'n oombliekie stil. En as hulle soos om 1 keer of 2 keer deurgespeel het, sal ek die teken gee en dan kan ons die laaste vers nog 1 keer sing van die stille nag. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht. Lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Mag die Here se genade en sy liefde saam met jou gaan. Mag jy, omdat jy by die lig was, die lig laat skyn, reflekteer. Die wêreld my be donker, maar jy maak die verskil. Jesus maak die verskil. Amen. Stille